Ons is in Spreuke hoofstuk 10 en ons gaan kyk na vers 9 vandag. Spreuke 10 vers 9 en dit lees aan so: Hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig. Maar hy wat sy weë krom maak, word bekend. Net sover in ons teks vandag. Kom ons buig weer die hoofde. Here, ons dankie vir die woord en die waarheid wat dit is. Ons dankie dat dit die ganse heilige skrif is, u woord, Here. Dit is nie die woord van mense nie, dit is die woorde van die lewende God. En so, Here, gun dit ons in hierdie oggend om ag te gee op die woord, want dit is waarheid. Daar is nie 'n enkele fout daaraan nie. Here, dit is reg, dit is goed. Maar Here, ons is sondig, ons is sondaars. Ons neig om ons eie wysheid aan te neem eerder as u wysheid. Maar Here, mag dit nie so wees in hierdie oggend nie. Mag ons ag gee op die woord, Here. Here, ons gebed is dat die Gees so kragtig in ons harte sal werk, dat die saad op goeie grond sal val, dat dit sal opskiet en vrug dra, Here. Nie vir ons ere, Here, maar ter eer en verheerliking van u naam, vir u groote genade wat u ook teenoor ons bewys. Mag u naam verheerlik word in hierdie oggend. En mag u ook gestalte vind in ons lewens, soos wat die woord ons was. Dit is ons gebed, o Here, wees ons genadig. In Jesus se naam alleen vra ons dit. Amen. Ons het laasweek gekyk na vers 8, waar ons gesien het dat hy wat wys van hart is, neem die gebooie aan. Terwyl die ooglopende afleiding dan ook gemaak kan word, dat hy wat die gebooie nie wil aanneem nie, dwaas van hart is. En soos die teks genoem het, die dwaas kom tot 'n val. Die wyse persoon kyk na die gebooie van die Here, en hulle kyk na die hele raad van God. En die wyse persoon ag hulle eie wysheid as dwaasheid, in vergelyking met die raad van die Here. En omdat die wyse persoon besef dat hulle eie wysheid en hulle eie verstand nie kan vergelyk met die gebooie van die Here nie, gee hulle nie ag op hulle eie wysheid en verstand nie, maar hulle neem die gebooie en die insettinge en die verordeninge van die Here aan. Want die wyse persoon is nie wys omdat hulle 'n hoë IQ het, of grade agter hulle naam het, of omdat hulle 'n goeie algemene kennis het, of omdat hulle die slimste persoon in die kamer is nie. Dit is nie hoekom hulle wys is nie. Volgens die Bybel is die wyse persoon alleenlik wys, omdat hy besef dat hy geen wysheid het nie. En omdat hy geen wysheid het nie, gaan hy na die een wat wel wysheid vir ons kan gee, en wat allerwys is. En daarom is die wyse persoon nie die persoon wat ag gee op sy eie kennis en op sy eie insig nie, maar die persoon wat ag gee op die hele raad van die Here. Dit is die wyse persoon. Ons menslike wysheid is nie onfeilbaar nie. Dit is feilbaar. Ons menslike wysheid is nie foutloos nie. Dit is vol foute. Ons eie insig is nie genoegsaam nie. Maar die Here sin is. Die Here sin is onfeilbaar. Sy wysheid is foutloos en dit is genoegsaam. En die wyse persoon is dus die een wat besef dat in vergelyking met die wysheid en die hele raad van die Here ons dwaase is. En omdat in vergelyking met die Here ons dwaase is en ons eie wysheid nie met die Here se wysheid kan vergelyk nie, is ons alleenlik wys indien ons die hele raad aanneem van die allerwyse een, naamlik God. En dan is jy wys. En dit sal dwaasheid wees om dit nie te doen nie. Jy mag dalk 'n huis kan bou, jy mag dalk wiskundige somme kan doen, maar daardie kennis en wysheid vergelyk nie met die een wat die heelal uit niks uit geskape het nie. En die een wat elke termodinamiese wet of wiskundige wet wat bestaan, geskep het nie. Hy het daai wette in plek gestel. Jou wysheid vergelyk nie met die een wat die mens se verstand geskape het nie. En so sal ons ook dwaase wees om nie 100% ag te gee op die wysheid van die Here
in sy woord nie. En so kan ons ook tot die gevolgtrekking kom dat in elke aspek van God se woord, waarop ons dan nie bereid is om op ag te gee nie, verklaar ons onsself wyser as God. Vir elke aspek van sy woord, waarop ons nie bereid is om ag te gee nie, maar op ons eie wysheid wil ag gee eerder, in daardie aspek verklaar ons onsself dan wyser as God. Wanneer die Here sê, maak jou kinders groot in die weë van die Here en jy doen dit nie, dan verklaar jy jouself wyser as God in daardie area. Wanneer die Here sê, ek sal my gees in julle binneste sit, en ek sal vir hulle 'n nuwe hart gee, en ek sal my uitverkorenes vergader, en niemand kan hulle uit die palm van my hand ruk nie, of die planne van die Here belemmer nie, wanneer die Here sê, dis sy werk, hy sal dit doen, maar mense preek dan emosionele preke, met emosionele musiek, met emosionele beligting, sodat mense 'n emosionele besluit vir die Here moet maak, dan verklaar jy jouself wyser as God. En jy is 'n dwaas. Want jy wil dit wat God sê in sy hande is, wil jy in jou eie hande neem. Dit wat 'n werk van God is, waar hy 'n nuwe hart sal gee, hy sal jou bewaar, hy sal sy uitverkorenes red, hy sal dit doen, verklaar hierdie mense hulle self as dwaase, want hulle wil dit in hulle eie hande neem. Kom ons maak dit net so emosioneel, om emosionele besluit uit die mense uit te kry, en dis hoe ons hulle gaan kry om gered te word. Maar dis 'n werk van God, en jy wil daai werk in jou hande neem. Jy's 'n dwaas. Jy dink jy's wyser as God. Hoekom sing ons alleenlik psalms? Want God is wys en ons is nie. So eenvoudig soos dit. Dit dien as 'n bewys dat ons erken dat ons eie woorde en wysheid nie kan vergelyk met God se woorde en sy wysheid nie. Deur om dit te sing, erken ons dit. Hy wat wys van hart is, neem die hele raad van die Here aan. Maar hy wat dwaas van lippe is, hy kom tot 'n val. Hy wat dwaas van lippe is en nie God se gebooie aanneem nie, gaan nie gered word, omdat sy intensies daarom mooi was nie. En omdat hy vriendeliker as almal was nie. Nee, want ongeag hoe vriendelik of bedagsaam hy was, en hoe goed jou intensies ook al mag wees, en hoe hard jy ten minste probeer het, om jou gemeente te lei as jy dan nou 'n pastoor is, as jy nie ag gee op die gebooie van die Here nie, dan is jy 'n dwaas. Maak nie saak wie jy is nie. As jy nie ag gee op die gebooie van die Here, en dit ook so leer nie, dan sal jy volgens die woord tot 'n val kom. En daarom kan ons teks vandag ook sê, dat hy wat in opregtheid wandel, hy wandel veilig. Want die persoon wat in opregtheid wandel, wandel volgens die gebooie van die Here. Die een wat in opregtheid wandel, wandel volgens die weë van die enigste een wat die vermoë het en die almag het om ons wel veilig te kan hou. Niemand kan ons veiligheid verseker nie. Jy kan volgens enige mense voorneme wandel, jy kan volgens die regering se voorneme wandel, jy kan volgens jou werkgewer se voorneme wandel, of jou vriende se versoeke op daarop ingee, of wat dit ook al mag wees, nie een van hulle het die mag om jou veiligheid te verseker nie. Hulle kan dit nie doen nie. En jy kan wandel volgens jou eie weë en jou eie wysheid, maar jy self is nie eens in staat om jou eie veiligheid te verseker nie. Jy kan dit nie doen nie. Die enigste een wat ons veiligheid kan verseker, is die een wat die mag en die gesag het om dit te kan verseker, en dit is God. Hy is die enigste een wat dit kan doen.
En daarom is die enigste manier om jou veiligheid te verseker met jou wandel in hierdie lewe, deur om te wandel in opregtheid volgens die gebooie van die Here en op geen ander manier nie. En wanneer ons teks praat van opregtheid, verwys dit nie na die idee dat jy kan wandel volgens jou eie moraliteit en volgens dit wat jy dink reg en verkeerd is nie. Weereens, om in opregtheid te wandel beteken alleenlik om te wandel volgens die woord van die Here, volgens sy gebooie. Dis alleenlik wat dit beteken. En daarom, soos ons laasweek gesien het, die gemeentes en die gelowiges wat antinomianisme bevorder, of althans nie ag gee op God se gebooie nie, en maak asof die God van die Ou Testament 'n ander God is as die God van die Nuwe Testament, hulle is nie veilig nie. Hulle is nie veilig nie. En hulle kan nie veilig wees nie. Inteendeel. En soos ons laasweek genoem het uit Matteus 5 vers 19 tot 20, elkeen dis wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele, maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Jy sal nie. Om in opregtheid te wandel, kan nie enigiets anders beteken as om volgens God se gebooie te wandel nie. Ongeag hoe wonderlik jy dalk mag dink, jou eie moraliteit mag wees. Of hoe genadig jy dink, jy dalk teenoor ander mense is. Of selfs hoe baie jy ook al mag dink, dat die Heilige Gees met jou praat. Indien die Heilige Gees jou nie oortuig, om volgens die gebooie van die Here te wandel nie, dan is dit nie die Heilige Gees nie, maar jou eie gevalle gees wat met jou praat, of selfs erger, die duiwel. Hierdie gemeentes waar die Heilige Gees die hele tyd met die mense praat en vir hulle sê wat om te doen en wat om nie te doen nie, as daai Heilige Gees nie vir hulle sê en oortuig om die gebooie van die Here te hou ooreenkomstig met sy woord nie, dan is dit nie die Heilige Gees nie. Dan is dit duiwels, is wat dit is. En om opregtheid te wandel, 'n opregtheid wat jou veilig sal hou, is om volgens die gebooie van die Here te wandel. En daarom sê die Here ook in Levitikus 25 vers 17 tot 18, laat niemand dan sy naaste verdruk nie, en vrees jy jou God, want ek is die Here julle God, en doen my insettinge, en onderhou my verordeninge, en doen dit, dat julle veilig kan woon in die land. Koning Dawid sê in Psalm 19 vers 12, met betrekking tot die volmaaktheid van God se wet, sê hy, ook word u knegg daardeur gewaarsku. Hy sê dit in lig van die volmaaktheid van God se wet, ook word u knegg daardeur gewaarsku. Ons lees in Jesaja 48 vers 17 en 18, daar staan, so sê die Here jou verlosser, die Heilige van Israel, ek is die Here jou God, wat jou leer wat heilsaam is, wat jou lei op die weg wat jy moet gaan. Ag, as jy maar na my gebooie geluister het, dan sou jou vrede gewees het, soos 'n rivier, en jou geregtigheid, soos die golwe van die see. Ag, as jy maar na my geluister het. Die vrede van die Here kom alleenlik toe aan die wat die gebooie van die Here onderhou, en die wat daarna luister. En dit is nie 'n geval van ons kan kies en keer waarvan ons hou, en waarvan ons nie hou nie. Of wat ons mee saamstem, of dit waarmee ons dan nie saamstem nie. En daarom, en soos ons laasweek ook gesien het, was die Here op die punt om Moses dood te maak. Of soos ons lees in Exodus 4 vers 24, en op die pad in die herberg het die Here hom teëgekom en wou hom doodmaak. God wou vir Moses doodmaak. Hoekom?
want Moses het versuim om sy kind die teken van die verbond te gee. En hierdie gebeur nadat die Here aan Moses verskyn het in die brandende bos, en nadat Moses ingestem het dat hy terug sal gaan Egipte toe om Israel te help verlos. Dit gebeur nadat hy daarvoor ingestem het. Maar die Here neem dit nie in ag nie. En hy was op die punt om Moses dood te maak. Toe Moses se vrou genadiglik uiteindelik vir hom ingetree het en gedoen het wat hy eintlik verplig was om te doen. Ons sien dieselfde met die water wat uit die klip getap het is. Die Here sê vir Moses in Numeri 20 vers 8, neem die staf en laat die vergadering byeenkom, jy en jou broer Aaron, en spreek julle die rots aan voor hulle oë, dan sal hy sy water gee, so moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei, en die vergadering en hulle vee laat drink. Maar dan lees ons in verse 10 en 11 daar staan, en Moses en Aaron het die vergadering voor die rots laat byeenkom, en hy het vir hulle gesê, hoor tog julle wederstrewiges, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei? Daarop tel Moses sy hand op en hy slaan die rots 2 maal met sy staf. En so selfs op die eenvoudigste wyse verontagsaam Moses die woord van die Here. Hy verontagsaam dit. Hy slaan die rots in plaas van om daarmee te praat soos die Here hom beveel het om te maak. Vers 12, toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan hulle gegee het nie. Die Here neem die persoon nie aan nie. Hy gee nie om wie hy is, of wat hy al vir hom gedoen het nie. Hy gee nie ag op jou goeie intensies, of die dinge wat ons dalk mag dink, goeie morele waardes is, en wat nie is nie. Of die lys van goed wat ons vir hom kan gee, van wat ons al vir hom gedoen het nie. Indien jy sy gebooie hou, dan sal jy veilig wees. Maar indien jy dit nie gaan doen nie, moet ons nie onder die indruk wees, dat die Here teenstrydig met sy eie woord sal optree nie. Veiligheid word nie gevind in ons eie idee van moraliteit nie, of in ons eie goeie intensies nie, maar in die woord van die Here. En om daarvan af te dwaal, is nie veilig nie, selfs al is jy Moses. Selfs al is jy Moses, is dit nie veilig nie. En nie een van ons is Moses nie. Openbaring 22 vers 14, salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar die persoon wat nie in opregtheid wandel nie, en dus nie volgens God se woord wandel nie, sy paaie gaan by voorbaat krom wees. En sy weë sal bekend word, sê ons skrif. Dit is nie 'n geval van dat niemand dit gaan uitvind nie, of dat die Here nie daarvan gaan weet nie, en dat die persoon wie se paaie krom is, per ongeluk van die boom van die lewe gaan eet, soos Openbaring so pas vir ons gesê die geval is nie. Nee, die Here maak nie foute wanneer dit kom by die onderskeid tussen die wat reguit wandel en die wat krom wandel nie. Die Here maak nie foute by hierdie onderskeid nie. Dit sal bekend word. Jesus sê in Johannes 10 vers 14, ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Ons lees in Maleagi 3 vers 16 tot 18, daar staan in terme van die nuwe verbond, toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek en die Here het dit opgemerk en gehoor en daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer en hulle sal my tot 'n eiendom wees, sê die Here van die leerskare op die dag wat ek skep en ek sal met hulle medelyde hê soos 'n man medelyde het
met sy seun wat hom dien, dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Julle sal die onderskeid sien. Die Here tref 'n perfekte onderskeid. En hy ken sy skape. En hy gaan nie 'n bok misgis vir 'n skaap, of 'n skaap misgis vir 'n bok nie. Hy wie se wee krom is, dit sal bekend word. En die Here maak nie foute by hierdie onderskeid nie. En daarom kan Petrus ook sê in 2 Petrus 2 vers 9, die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. Met ander woorde, nie net is die goddelose aan die Here bekend nie, hy bewaar hulle vir die dag van oordeel om gestraf te word. 2 Korintiërs 5 vers 10, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed of kwaad is. En so bestaan ons veiligheid indien ons wel in opregtheid wandel, nie net in hierdie lewe nie, maar in die ewigheid. Ons veiligheid bestaan tot in ewigheid, want almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn, en die Here maak nie 'n fout by sy onderskeid oor wie 'n bok en 'n skaap is nie. Ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn. En so is ons veiligheid nie net verseker in hierdie lewe nie, maar in ewigheid. Omdat almal voor die regterstoel van Christus moet verskyn. En die Here maak nie foute nie. Inteendeel, hy bewaar selfs die ongelowige vir die dag van oordeel, vir daardie dag. Nou natuurlik was daar al martelaars vir die geloof gewees. Natuurlik was daar al mense wie se geloof hulle lewens gekos het. Hoekom was hulle dan nie veilig nie? Of was hulle dalk nie opreg nie dat dit gebeur het? Maar hier is waar die wysheid te pas kom. En hier is iets wat die lafhartige en onvolwasse gelowige nie kan begryp nie. Want vir die volwasse gelowige is om vervolg te word vir die geloof beter as veiligheid in hierdie lewe. Dit is vir hulle beter. En vir die volwasse gelowige is dit selfs hulle veiligheid. Die onvolwasse gelowige of selfs die ongelowige sal sê, ja, maar God het dan nie daardie martelaars of selfs die apostels wat gemartel was, veilig gehou nie. Kyk, die Here jok. Maar hulle besef nie dat vir die volwasse gelowige is dit beter om vir die naam van die Here te ly as om fisies veilig te wees in hierdie wêreld. Dis wat hulle nie begryp nie. Die volwasse gelowige sal eerder sê, gee my iets om voor dood te gaan. Gee my iets om aan die mense te getuig. Gee my die geleentheid om Christus aan mense te verkondig. Gee my eerder 'n oortuiging van dit wat reg is en 'n oortuiging van dit wat verkeerd is. Gee eerder dit vir my, al moet ek sterf daarvoor. Gee my eerder 'n oortuiging. Dis wat die volwasse gelowige sê. Laat my eerder sterf, maar laat my nie sterf sonder oortuiging nie. Gee my eerder dit as wat ek as 'n ruggraatlose persoon wat vir niks staan op die ouderdom van 150 jaar doodgaan. Gee my eerder dit as wat ek as 'n ruggraatlose op 150 jaar van ouderdom doodgaan. Die volwasse gelowige ag dit meer rykdom om te sterwe vir die naam van die Here en om te sterwe vir die doel waarvoor die Here ons hier op die aarde gesit het, as om lank te lewe sonder enige doel of sonder enige oortuiging.
Ons sien in Handelinge 5, die Joodse owerhede bring die apostels in, en hulle laat slaan toe die apostels. En dan lees ons in Handelinge 5 vers 41, hulle het toe van die raad af weggegaan, bly dat hulle waardig geag was, om vir sy naam, naamlik die naam van Jesus Christus, oneer te ly. Hulle was bly dat hulle waardig geag was, om vir sy naam oneer te ly. Petrus sê in 1 Petrus 3 vers 14, maar as julle ook moet ly ter wille van geregtigheid, salig is julle. Salig is julle. En vrees hulle glad nie en wees nie ontsteld nie. In Handelinge 21 lees ons hoe daar 'n profeet kom en hy profeteer dat indien Paulus na Jerusalem sou gaan, hy daar gebind sou word en vervolg sou word. En hierdie gelowiges wat saam met Paulus is, begin hom toe om te vermaan om nie te gaan nie. En hulle begin oor hom te huil dat hy nie moet gaan nie. En ons lees dan in Handelinge 21 vers 13, maar Paulus het geantwoord, wat doen julle? Dat julle ween en my hart week maak. Want ek is bereid nie alleen om gebind te word nie, maar ook om in Jerusalem te sterwe vir die naam van ons Here Jesus. Maar weet Paulus dan nie, dat hy moet veilig wees nie? Weet Paulus dit dan nie? Ken hy nie Spreuke nie? Weet Paulus dan nie, dat hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig nie? Maar hy wil na Jerusalem toe gaan, en hy is bereid nie net om te ly nie, maar om te sterwe vir die Here Jesus. Maar die realiteit is, Paulus is 'n volwasse gelowige. En vir die volwasse gelowige is dit 'n saligheid. Dit is 'n saligheid. Vir die volwasse gelowige is dit 'n groter genade om oneer te ly en vervolg te wees, as om veilig te wees hier op die aarde. Want dit is vir hulle veilig om vervolg te word vir die naam van Christus. Dit is hulle veiligheid. Hoekom? Want die volwasse gelowige glo vir Jesus, wanneer hy sê in Matteus 5 vers 10 tot 12, salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Paulus skryf aan die gelowiges in Filippi en hy sê in Filippense 1 vers 29, dit is aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee. Dit is vir julle genadiglik gegee om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Vir die volwasse gelowige is daar meer genade daarin om vir die Here te ly as om fisies veilig te wees. Die ongelowige of onvolwasse gelowige mag dalk die aanklag maak en sê, maar daardie gelowiges wat vervolg was, hulle was dan nie veilig nie. Maar die gelowige se antwoord weer sal wees, maar hoe is dit 'n slegte ding? Die ongelowige sal sê, maar sien, jy was dan vervolg, jy was nie veilig nie. En die gelowige sal sê, maar hoe is dit 'n slegte ding? Vir die gelowige is dit so goed soos jy wat moet kies tussen R10 en R1000. Waar die R1000 die genade is wat daar aan jou gegee word om oneer vir die naam van die Here te ly. Hoekom sal jy nie eerder dit vat nie? Hoekom sal jy nie eerder kies om oneer vir die naam van die Here te ly nie? Hoekom sal jy nie eerder dit vat wat beter is nie? As fisiese veiligheid nie.
Die ongelowige sien die marteling as 'n vloek. Maar die gelowige sien die vervolging weer as 'n genade, wat daar aan 'n sekere groep uitverkorenes gegun word. Soos Paulus vir die mense in Filippi skrywe. Dit is julle genadiglik gegee. En die volwasse gelowige het ook 'n begrip wanneer Paulus dan vir hulle skrywe. Dit is aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Die volwasse gelowige het 'n begrip met dit wat Paulus daar skryf. Die ongelowige of onvolwasse gelowige het nie 'n begrip daarvoor nie. Wil jy maar net jou eie lewe preserveer? Wil jy maar net stil en veilig woon waar niemand jou gaan pla nie, sodat jy ook maar lekker oud kan word? Wel, jy gaan dit waarskynlik reg kry. Jy sal dit waarskynlik reg kry. Indien jy net so veilig as moontlik wil bly en so gemaklik as moontlik wil woon, sodat jy ook so oud as moontlik kan word, dan is daar 'n groot kans dat jy dit gaan regkry. Ja. Maar die volwasse gelowige, weer eens, sal eerder sê, gee my iets om voor dood te gaan. Gee my iets om aan die mense te getuig. Gee my 'n geleentheid om Christus aan mense te verkondig. Gee my 'n goddelike doel in hierdie lewe. Gee my eerder 'n oortuiging van dit wat reg en verkeerd is, al moet ek daarvoor sterwe. Gee my eerder dit, want dit is vir my beter en veiliger om te lewe vir die Here, al moet ek vroeg sterf, as om te lewe met lengte van dae, maar as 'n ruggraatlose sonder enige oortuiging te sterf. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Die enigste veilige plek om te wees, is om die Here met ons hele hart en siel en verstand te volg. En op te tree ooreenkomstig ons oortuigings, wat ons in die Here het. Indien ons wel in die weë van die Here wandel, is daar nie 'n weermag in hierdie heelal wat ons kan doodmaak, indien die Here dit nie so beskik nie. Indien die Here dit so bepaal, dat ons nog aan die lewe moet bly, is daar nie 'n weermag wat jou as man alleen kan doodmaak nie. As die Here dit beskik het dat jy nog moet lewe. Daar is nie 'n weermag wat jou as man alleen kan doodmaak nie. Maar as die Here dit so bepaal, dat jy wel moet sterwe, is daar nie 'n weermag of 'n dokter in hierdie wêreld wat jou kan red nie. As die Here bepaal dis jou tyd, dan is dit jou tyd, ongeag hoeveel dokters of spesialiste jy by jou mag hê. Die veiligste plek om te wees, is op die nou weg. Die veiligste plek om te wees, is om in opregtheid te wandel, ooreenkomstig die gebooie van die Here, en om met oortuiging op te tree, ongeag wat die nagevolge mag wees. Die veiligste plek vir Moses was om teen Farao, die koning van Egipte, op te staan. Dit was die veiligste plek vir hom om te wees. Want hy het opgetree ooreenkomstig sy oortuiging, wat hy gehad het in die woord van die Here. Die veiligste plek vir Dawid was om teen daardie onbesnede Goliat te veg. Dit was die veiligste plek vir hom. Die veiligste plek vir Gideon om te wees, was om met net 300 man teen al die Midianiete te gaan beklei. Want dit was wat God se woord van hom vereis het. En dit was die veiligste plek vir hom om te wees. Die veiligste plek vir Sadrag, Mesach en Abednego was in daardie vuuroond. En die veiligste plek vir Daniël was in daardie leeukuil. Jy mag dalk dink,
as jy net jou eie lewe vir so lank as moontlik kan preserveer en jy jouself kan keer om enige werklike oortuigings te hê, sodat jy veilig kan wees, dan mag jy dalk lank lewe. Jy mag dalk oud word, maar jy is nie veilig nie. En jy mag dalk van ouderdom sterwe, maar jy sal sterwe as 'n ou lafaard. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Die regverdige is nie net die een wat die woord van God hoor nie. Die regverdige is die een wat die woord van God doen. En hy sal wees soos 'n verstandige man, as hy wel nie net die woord hoor nie, maar dit ook doen. Hy sal wees soos 'n verstandige man wat sy huis op die rots bou, en die reën het geval, en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai, en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Die regverdige man is die man wat nie net God se woord hoor nie, maar hy doen dit ook. En hy sal veilig wees, ongeag wat die nagevolge mag wees. En ongeag of dit hom sy lewe mag kos of nie. Maar hy sal veilig wees. En so mag die Here ons dit gun om na te dink of ons wel oortuig is deur die woord van die Here. Het ons 'n oortuiging? Tree ons ooreenkomstig dit op? En of ons oortuigings gegrond is op skriftelike waarheid. En of ons dalk nie net so lewe in ons lewenslewe, sodat ons lewens vir so lank as moontlik kan preserveer, terwyl daar geen veiligheid en preservasie is nie. Vanuit 'n wêreldse perspektief het die groot manne van die geloof nooit veilig opgetree nie. Vanuit 'n wêreldse perspektief het die groot manne van die geloof nooit veilig opgetree nie. En Jesus self het nie veilig opgetree nie. Maar vanuit 'n goddelike oogpunt was hulle almal veilig in die hande van God die Vader, die enigste plek waar ons werklik veilig kan wees. Mag ons nie Christus verloon deur lafhartig te wees nie, maar mag hy ons dit gun om in vrymoedigheid volgens ons Bybelse oortuigings te lewe en op te tree, wetende dat hy oor ons waak en dat die hare op ons kop genommer is en dat daar nie 'n voël van die hemel val sonder sy wete nie. En ons is baie meer werd as baie voëls. Mag sy naam verheerlik word tot in aller ewigheid. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die woord en die waarheid wat U vir ons gee. Maar Here, gee dit vir ons dat ons die vrymoedigheid sal hê om dit nie net te hoor nie, maar om dit te doen. Dat ons ooreenkomstig dit sal optree, Here. Dat ons nie lafharde sal wees wat net ons lewens probeer preserveer nie, Here, maar so ons ewigheid prysgee nie. Gun dit ons, o Here, om 'n ruggraat te hê, op te staan vir dit wat reg is, op te staan vir dit wat die woord van ons vereis. Al mag dit ons lewens beteken. Gun dit ons, o Here, soos ons 'n paar weke terug gesien het, om ag te gee op die wolk van getuies wat ons vooraf gegaan het. Manne soos Moses, Dawid, almal wat vanuit 'n menslike perspektief nie veilig opgetree het nie, maar o Here, dit was die veiligste plek om te wees. En mag ons dit ook besef, Here. Mag ons nooit huiwer om op te staan vir die woord en die waarheid wat daarin is nie. Mag ons nooit huiwer, Here, in ons geloof in U nie, wetende dat ons veiligheid hang alleenlik af van U en kan ons nêrens anders vind nie. En so, Here, mag U naam ook verheerlik word deur ons optrede. Mag U naam verheerlik word, Here, deur ons wat braaf staan
Maar maak ons braaf, o Here, want U weet ons is maar lafharte van hart. U weet ons is nietig en ons is sondig. Ons is selfpreserverend. Maar Here, mag ons nie ag gee op ons eie lewens of ons eie lewens dierbaar ag nie. Maar mag ons lewe ter eer en verheerliking van U heilige naam, die veiligste plek om te wees. Alle lof, alle eer, alle glorie, kom U naam bo alle name toe. Jesus Christus, tot in alle ewigheid. Amen.